Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. So Saterdagoggend staan ek vroeg op, want ek gaan vir my koffie in die bos maak en die sonsopkoms kyk. Dis iets wat ek nogal van hou om te doen op 'n Saterdagoggend, net so 'n bietjie me time, net so 'n bietjie tyd saam met die Here, alleen weg van alles af. En ek ry en ek gaan neem die sonsopkoms af en ek besluit toe ek gaan so 'n bietjie aanry met die pad wat ek gewoonlik ry, voordat ek op die grondpad klim. En julle daar raak dit mistig. Ek kan nie vir julle sê nie, so erg dat ek my flikkertjies moet aansit, want ek kan nie voor my sien nie. En heeltyd dink ek vir myself, hoekom het ek nie net afgedraai waar ek moes afgedraai het nie? Hoekom het ek nie net gedoen wat ek weet die regte ding is om te doen nie? Want nou het ek myself in die moeilikheid gekry. En ek ry op hierdie mistige pad, en ek weet, soos wat ek geleer het, soos ek groot geword het, jy stop nie iewers as dit so mistig is nie. Jy maak nie sommer 'n U-turn of so iets nie. Jy ry en dan sal jy omdraai daar waar dit veilig is. En ek kry 'n geleentheid en ek draai by so 'n plaaspaadjie in en ek draai om en ek dink vir myself ek gaan nou ry. Maar ek is so bang want ek kan absoluut niks sien van albei kante af nie. En ek maak my venster oop en ek luister of daar miskien 'n kar aankom, maar soos ek daar sit is ek so benoud en ek besluit nee wat, ek gaan net reguit aanry. Hoopelik gaan dit iewers weer nie mistig wees nie en dan gaan ek veilig kan omdraai. En ek ry en ek ry en ek ry en soos ek ry besef ek, Sarita, hoekom het jy nou hierdie pad gevat? Hoekom het jy nou hierdie gedoen? Want jy het geweet wat die regte pad is. En net daar kry ek net weer eens 'n revelation en ek wil dit sommer met jou vandag deel. Daar kom tye wat ons die verkeerde pad vat. Daar kom tye wat ons goeders doen wat nie oukei is met die Here nie. En dan is een van twee keuses. Ons kan of aanhou ry en aanhou dinge doen wat ons weet ons nie moet doen nie, of ons kan tot 'n punt kom en sê, ek het 'n verkeerde besluit gemaak, dit is nodig vir my om te draai. En dan gaan jy na die Here toe en jy sê, Here, ek is sorry dat ek droog gemaak het, en dan draai jy om. Die eerste beste geleentheid wat jy kry, draai jy om. En gelukkig het ek die geleentheid gekry en ek het omgedraai en ek het teruggery weer deur hierdie mis, nog steeds met my flikkertjies aan, heel benoud van wanneer gaan dit ophou. Maar die hele tyd in my kop praat die Here met my en besef ek net weer eens dat hy is so genadig en barmhartig dat as jy omdraai en jy bely en jy sê vir die Here sorry, hy ontvang jou net dadelik weer met oop arms. En soos dit makliker word om te ry, sit ek worship musiek aan en daar in die kar in die middel van die mis het ek net 'n moment met die Here. En voel ek net so dankbaar dat hy ten spyte van wat ek baie keer aanvang, nog steeds genadig is. En ek het sommer hierdie versie gekry en dit is my so mooi en dit staan in Jesaja 55 vers 7. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens, sy slegte planne, hy moet hom tot God bekeer, dan sal hy genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. Die boodskap sê dit so mooi, die goddelose met die verkeerde manier waarop hy lewe laat staan. Die sondaar moet afsien van sy verkeerde gedagtes. Hy moet na die Here toe terugkom. Die Here sal hom graag terug ontvang. Hy moet na ons God toe kom. Ons God sal hom alles vergewe. Nou ek is nie 'n goddelose mens nie, maar as kind van die Here maak ek baie keer dom besluite. En dit is so goed om te weet dat God sê hy sal my altyd terugvat. Mag jy in hierdie week goeie besluite maak. En as jy dalk op 'n pad is van distraction, draai om. Die Here sal jou vergewe. Draai om.